Dankie Cheryl, gaan ons die intro lied nou sing. Die 2-1-9. Kom maar net so bly sit. Goeiemôre broeder en suster. Ek sien my so 'n paar kinders en jong mense ook. Baie hartlik welkom vanmôre. Jy weet ek het vanmôre gedink as ek vir u welkom heet in u eie kerk, dan is dit dalk vreemd nie waar nie. Maar dis nie ek wat vir u welkom heet vanmôre nie. Ek kom namens die Here vir u welkom sê. Want ons is almal kinders van die Here en ons het almal die liefdehande van die Here nodig ook vanmôre. Want ons kom basies eenmal in 'n week kom ons kerk toe, erediens toe om as gelowiges by mekaar te kom, om vir mekaar te sê, dit is vir ons, as ons oor daardie drempel kom, heilige oomblikke. Oomblikke wat ons graag wil koester in ons harte, omdat die Here God, die Almagtige, vanmôre sy hande rondom ons vou. En hy kom doen dit vanmôre met die woorde van ons votum, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. In die nuwe vertaling, 83 vertaling staan daar, uitgeput en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee vanmôre. Mag die Here vir ons elkeen werklik rustig maak in sy teenwoordigheid. En mag ons harte oopmaak vir die Here op hierdie uitnodiging wat hy tot ons rig. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u. Van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het nou lekker saam gesing die voorsang en nou gaan ons 'n lofsang saam sing, lied 464. Daardie baie bekende lied wat ons nou as 'n lofsang gaan sing, die eerste en die derde versie. En ek gaan vra dat ons lekker opstaan en ons sing dit hartlik saam tot eer van die Here. Kom ons sing lekker saam. Amen.
kort gebed saam bid, wat ons as kinders van die Here vir die Here kom vra, die Ekklesiese gebed waar hy die woord vir ons moet oopmaak, en op een of ander wyse, deur die krag en deur die werking van die Heilige Gees, vir elkeen van ons 'n stukkie van hierdie woord in ons harte sal breek vanmôre. Wat ons met mekaar gaan deel uit die woord uit is in 'n groot mate 'n mensepoging, maar 'n poging wat ek ook deurleef het hierdie afgelope week deur die leiding van die Heilige Gees, en ek glo dat elkeen van die wat vanmôre hier is ook daardie behoefte het dat dit regtig die goddelike woord sal wees. Kom ons bid daarvoor ook vanmôre saam. Ons dierbare God en hemelse Vader, Here, as ons saam is as u kinders vanmôre, u kinders wat in u glo, en wat elke dag saam met u deur die wêreldse tye lewe, wil ons kom stil word voor u, Here, en kom bid, dat waar ons nou saam uit die woord uit gaan lees, en dit saam gaan oordink, dat dit woorde sal wees, Here, wat vir ons betekenis het. En ons glo dit, Here, want daarom lees ons Bybels elke dag. Daarom glo ons, dis die onfeilbare woord van God. En Here, daarom wil ons ook dan vra, dat waar daar ook menslike gedagtes daarby kom, dat u dit ook sal heilig vanmôre. En dat u ook vir elkeen van ons, Here, geopende ore en geopende harte sal gee, wat dit sal inneem, wat vir ons regtig betekenis sal hê. Praat met ons, Here, u diensknegt en u diensmaagd beluister. Amen. Ek gaan vanmôre gedeelte lees uit die brief aan die Hebreërs. Nou die Hebreërbrief is soms 'n baie moeilike brief. Jy kan maar weer gerus gaan weer lees, as baie dinge wat mense 'n paar maal moet weer lees en herlees en maar weer elke keer daaroor duidelikheid kry. Maar hierdie brief is gerig aan 'n groepie Joodse Christene, mense wat uit die Jodendom uit oorgekom het in die Christendom, en hierdie mense het soos wat hulle as kinders van die Here in 'n stikkende wêreld geleef het hulle begin moeg word om met te glo. Dit is asof hulle geloof so half begin afwater het. En vir hierdie mense kom gee die Hebreërskrywer bemoediging en aansporing. En kom die Hebreërskrywer en hy gee vir hierdie mense woorde wat hulle weer as het ware moet regopbring in 'n stikkende wêreld. En dit gaan daaroor dat die Hebreërskrywer plaas klem op hulle verlossing wat hulle het. Die feit dat hulle kan sê, ons is kinders van die Here. Ek het vir Jesus as my verlosser aanvaar. En dat hierdie mense ook as gevolg van hulle verlossing ook kan volhard in die geloof. En as mense nou terugkyk die gedeelte wat ons nou gaan lees uit Hebreërs 12, die voorafgaande gedeelte in Hebreërs 11, gaan oor al die helde en die mense van die Ou Testament wat in geloof geleef het. Baie bekende gedeelte ook. Nou wie die skrywer van die Hebreërbrief was, weet ons nie, maar dit was iemand wat waarskynlik vir Paulus ook geken het. En daar's baie ooreenkomste tussen die Hebreërs se gedagtes en Paulus se gedagtes ook, maar dis nou maar net so terloops, dit maak nie regtig ook saak nie. Vir ons as kinders van die Here is dit die woord van God. Ons gaan lees uit Hebreërs 12, 'n baie bekende gedeelte. En ek glo jy het al baie preke daaroor gehoor ook en baie Bybelstudies daaroor gehou. Maar kom ons luister vanmôre met 'n oop hart na dit wat die Here vir ons daardeur wil sê. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus,
die begin en die volëinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. En dan vers 3, hou hom voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dit is die woord van die Here, en mag die Here vir ons regtig ook daardeur vanmôre bemoedig en aanspoor en help om ook sinvol te lewe. Ons tema vanoggend is reis lig. Nou, ek het vanmôre weer, toe ek nou dink aan hierdie tema, jy weet, in my jonger dae het ek nou gesê, ons moet die wedloop hardloop, ons moet hardloop, en vanmôre het ek nou 'n paar van die weermagmense weer hier raak geloop, en toe het ek begin koue sweet kry oor die 2,4 dae, wat ou nog so gehardloop het, en sekere tye aangeteken het, en fiks was, en al die tipe goeders. En ek het die afgelope tyd vir myself kom sê, soos wat 'n mens ouer word, moet 'n mens lig reis deur die lewe. En dit impliseer natuurlik ook 'n wedloop, op die einde van die dag. Dit sluit nie ons jong mense uit nie, maar het sluit vir ons almal in om te sê, ons moet weer leer om lig te reis. Want ons is almal reisigers in hierdie wêreld. En ek het nou vanmôre aan die konsistorie gehoor van mense wat teruggekom het van vakansie af. As ou met vakansie gaan, dan pak jy jou tasse, en ons het almal verskillende soorte tasse wat ons inpak die waar nie. Jy weet, daar is verskillende soorte daar op die prentjie daarbo. Maar ek het nou so ruk terug, toe ons op die lughawe was eendag, om ons seun te gaan haal, dan kan ek my verkyk altyd aan die mense wat uitkom met hulle verskillende tasse. Dis billetjie tasse, dis groot tasse, dis klein tasse, dis, ek weet nie waar kry hulle al die goed nie, maar dis verskillende goed. Tot eendag toe kom daar selfs 'n klein seentjie uitgery met 'n motorfiesie. En ek so nader kyk, toe sê ek, maar dis sy tas, waar al sy goed in is. Ek het dit seker ook al gesien. Maar dit is nou wat ons vir mekaar sê, ons is almal reisigers. En dit laat my nogal 'n bietjie terugdink, as ek daaraan dink aan my studente dae. Toe ek op universiteit was, jare terug daar in Bloemfontein, in 1972 tot 74, het ek so 'n tas soos hierdie gehad. En ons het in daai tyd nie 'n tas genoem nie, ons het gesê, dis 'n koffer. Onthou jy dit? 'n groote. En ek het 'n groote gehad, wat soeke bande omgehad het om hom toe te hou. Want jy weet, as jy met vakansie gaan van die universiteit af, die meeste van die tyd pak jy al jou goed saam. Jy pak jou hele kas in die tas, dan maak jy hom toe, dat hy nie kan oopspring nie. En so het ons gereis. Ek was 'n treinreisstudent. Ek het trein gery nog, met my ou koffer daar op die stasie aangekom. En ek het nie geld gehad om 'n kruier te kry nie. Ek moes self my tas dra. Nou ja, ek ken nou wel vir my lengte, met daai groot koffer, hy sleep amper op die grond, hy het nie wielietjies nie. So dit was nogal 'n redelike moeilike situasie as 'n jong student. Dit was ongemaklik. My vakansietye se ongemak het begin met my koffer wat ek moes dra, daar by die stasie op Bloemfontein in die winterkoue. En dit was nogal ook baie pynlik, omdat het my seer gemaak het. Fisies seer gemaak het. Jy weet, ek het altyd, as ek op die koffer ingelaai het in die trein, en ek gaan lê, dan voel die skouers seer en die arms is seer. En dan het ek aan myself aan gesê, nou het jy dan so 20 ure om rustig te wees, tot jy hom weer moet uitpak. Maar dit was pynlik. En dit was dit my ook gerem. Jy weet, ek moes baie vinnig stap om my tas betyds by die trein te kry. Dit het my teruggehou, dat ek nie regtig altyd gewonder het of ek gaan betyds wees nie. Maar nou wil ek nie graag môre oor my studentejare met u praat nie. Maar ek wil met u praat oor ons almal as lewensreisigers. Ons is lewensreisigers wat dikwels ook soos wat ek as student gereis het,
so deur die lewe reis. En dit is wat ons môre vir mekaar moet sê. Ons lewe en ons reis deur die lewe dikwels met oorgewig bagasie. Dikwels onnodige bagasie. Dinge wat vir my soms die lewe moeilik maak. En daardie oorgewig bagasie maak dit baie keer vir my ongemaklik in die lewe. En ek gaan nie vanmôre dit uitspel nie. U sal self weet wat in u lewensreis onnodig is. Met iemand het nou vanoggend by in die gemeente vir my gesê, toe ons 'n bietjie gesels, en voordat ons nog oor die boodskap wil kom praat, hy sê vir my, hy het so baie dinge as hy eendag moet trek, soos wat ons onlangs na ouer huis toe getrek het, hy weet nie hoe gaan hy afstand doen van al die dinge nie. Maar daar is so baie dinge in die garage, wat ontslae geraak moet word van. Want ons het nou onlangs daai ervaring gehad, so 'n jaar of 2 terug, wat ons moes minder maak. Want dinge maak vir jou ongemaklik. Maar dit maak vir jou baie keer die oorgewig bagasie figuurlik ook pynlik in jou lewe. Dit maak jou seer. Dit maak dat jy nie lekker lewe elke dag nie. En ek kan vanmôre vir u miskien vra, jy moet in die eie hart miskien die oorgewig bagasie vanmôre weer begin erken en ook daarna kyk. En dan maak dit ook baie keer die lewe vir my ondraaglik. En baie keer vir die mense rondom my ook ondraaglik. Want ek ploeter voort met onnodige oorgewig bagasie. En ek wil nou graag vir u 'n aanhaling lees wat iemand geskryf het hieroor. En dit is 'n jong man wat skryf. Dis nie 'n ou persoon nie. Dis 'n jong man wat skryf, hy sê, te dikwels dra ek wat God nie bedoel het, ek moet dra nie. Gebrokenheid, finansiële druk, spyt oor slegte besluite, doelwitte wat ek nie bereik nie, en enigiets anders wat ek vandag onnodig probeer optel het. 'n Jong man wat dit bely. Want jy weet, ek het ook oor die jare, waar ek in die weermag was, baie jong mense mee te doen gehad, wat in my kantoor kom sit het en sê, dominee, die dinge is my te swaar. So ons het almal daardie scenario. In die wedloop van die lewe loop ons die gevaar van hierdie oorgewig bagasie, dat het ons verstrik en dikwels terughou, dat ons nie vooruit kan gaan nie. En verstrik ons in 'n wêreld wat ons seer maak, want dit is dinge wat in ons harte kom neskop, wat eintlik baie keer onnodig is. En ek wil dis nakies net vanmôre sê, wat ek vir u vanmôre sê ek nie bo langs nie. Ek kom sê dit uit my eie hart uit, ook uit my eie belewennisse ook, dikwels. Want dit verstrik jou en dit hou jou terug. Hierdie allerlei laste. Die laste wat ons neerdruk, wat vir ons die lewe so soms moeilik maak. Wat my daarvan weerhou om sinvol te lewe. Dit is wat die laste aan 'n mens doen. Dit weerhou jou om sinvol te lewe. En ek gaan vanmôre net basies een van die oorgewig bagasies met die hanteer, met myself ook hanteer weer. Want ek glo dit is nogal een van die amper die belangrikste, naamlik my verlede. Die slegte dinge wat ek miskien aan ander mense gedoen het, en wat hier in my hart nog 'n bietjie weer mekaar loop. Onvergewensgesindheid. Of selfs die slegte dinge wat ander mense aan my gedoen het. En ek dink nie dit ook kon uitsorteer en vergifnis kry nie, wat my dikwels vul met skuldgevoelens. Iemand praat van hierdie tipe bagasie as motbol bagasie. Nou ja, die ouer mense soos ek nou weet waarvan ek praat, die motbolle. Dit herinner my aan my oorlede ouma, wat altyd eenmaal 'n jaar, het sy die manier gehad om die kaste uit te pak. Dan pak sy al die kaste uit, al die kaste wat nou so weer die jaar toegestaan het, pak sy alles uit en sy sit op die bed, en dan is sy so 'n sakkie met motbolle. Dan gooi sy hulle terug in die kas, die motbolle,
dan pak sy alles weer netjies in, terug vir die volgende jaar, waar maar weer gaan lê. Weet, motbolbagasie is herinneringe wat verby is. Ek praat daarvan. En as u en ek vanmôre aan motbolbagasie dink, die herinneringe wat ons so saam dra, wat ons elke dag maar net 'n gewig aan die voet is, wat ons neertrek in 'n stikkende wêreld, dan maak dit ons dikwels dat ons moeilik reis. Want ek bewaar dit, ek koester dit en ek maak dit deel van my lewe. En baie keer is die verlede so 'n groot deel van my lewe, dat die hede nie plek het nie. En hierdie tipe bagasie word oorheers deur emosies, wat maak dat ek oor en oor weer die dinge terugsit en bære. Dat ek oor hierdie dinge maar weer, wat my lewe so beïnvloed en soms mislei, weer oor en oor, so 'n refrein in die lewe sin. En dit beïnvloed my gedagteloop en veroorsaak onsmaaklike dinge in my lewe. En ek wil graag môre dat ons, as ons oor hierdie dinge dink, vanmôre vir mekaar kon sê, dit is so onnodig. Want die Hebreërskrywer kom gee vir een van my vanmôre 'n stukkie eenvoudige raad. Nie 'n boelangse stukkie raad nie, eenvoudige raad, maar baie belangrik, 'n kragtige stukkie raad. Die Hebreërskrywer sê, laat ons elke las van ons afgooi. En nou is dit maklik vir my sê, jy kan maklik praat. Jy weet nie my laste nie. Ek weet. Maar wat ek wel weet is die Here wat ons aan die begin uitgenooi het om na hom toe te kom met ons laste, om het vir hom te kom gee. Hy weet daarvan. So ons sê vanmôre vir mekaar uit die woord van die Here, laat ons elke las van ons afgooi. Die boodskapvertaling vertaal dit so mooi, hy sê, laat ons dan ontslae raak van enigiets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dit is dink ek, die geheim van 'n sinvolle lewe. Die uitdaging vir een van my ook vanmôre. En dit sluit vir my aan by Filippense 3 vers 13 en 14, wat vir ons as 'n ware via Paulus dan ook 'n oplossing bring vir oorgewigbagasie, waar hy sê, ek doen die volgende, ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Weet broeder en suster, liewe jong mense, dit is die uitdaging vir ons vandag. Reis lig, om ontslae te raak van dit wat verby is. Om die onnodige bagasie uit my lewenskoffer uit te haal. Om nie terug te kyk nie, maar om te fokus op dit wat saak maak in die lewe. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die Here sê nie net so 'n paar nie, die Here sê almal. Laat ons elke las van ons afgooi. En jy weet, as dit gebeur, en as ek vanmôre weer op daardie roepstem van die Here antwoord, dan kom daar 'n wonderlike uitruiling in my lewe. 'n Uitruiling wat sê dat duisternis word verligting, spanning word vrede, woede word vreugde, en sonde word vergifnis. Ek het nie by die begin die wet van die Here gedoen soos wat gewoonlik doen in die erediens nie. Maar hier is dit nou miskien die geleentheid om ook weer daardie
die sonde besef, wat ons ook, die sonde wat ons so maklik verstrik, om dit ook weer in die oë te kyk. Want elkeen van ons doen sonde. Ons is nie gevrywaar nie. 1 Johannes 1 vers 8 en 10 wat sê, ons moet erken ons is sondig. Almal van ons. Maar dan die 9de versie wat sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons daardie sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En mag die Here gee dat hierdie tipe belydenis wat ons ook vanmôre doen, dat ook belydenis sal wees oor ons oorvol koffers wat ons saamdra, wat ons stikkend maak in 'n stikkende wêreld. Die Here wil nie stikkende mense in hierdie wêreld instuur nie, al is die wêreld hoe stikkend. Die Here wil dat ons regtig lig sal reis. Die daaglikse geloofsreis impliseer 'n paar dinge vir u en vir my. Ek moet gereeld stilhou en skoonmaak. Dis nie 'n ding wat ek eenmal 'n jaar doen, soos my ouma destyds met die motbolle nie. Dis 'n daaglikse ding wat ek moet stilhou, skoonmaak en buig voor die Here se almag en onnodige bagasie van ontslae raak. En dan die volgende wat belangrik is, ek moet my gedagtes vernuwe. Ek moet my gedagtes vernuwe om op 'n nuwe geestelike manier te leer dink, om te lewe as 'n nuwe mens, as die beeld van God. Dit is wat die Bybel vir ons leer, dat ons nuwe mense moet word op 'n daaglikse basis. En dan die volgende riglyn, Bybelse riglyne. Ek moet leef volgens die woord van die Here, wat die woord van die Here vir my leer. Al die beloftes wat daarin is, die dinge wat vir my in die lewe belangrik is. En dan ek dink 'n belangrike ding ook is om leer te word van myself. Om vir myself te sê, ek is nie in beheer van my lewe nie. Die Here is in beheer van my lewe. Ek moet leeg word van myself en voller van die Heilige Gees as kind van die Here. En dan ek dink 'n belangrike ding ook as ons hierdie tema hanteer van reis lig, is om die genade van die Here vir my toe te eien. Baie mense het al vir my gesê, ek is nie waardig oor dit of dit of dit nie. Maar die Here sê vir elke kind van hom in hierdie wêreld, my genade is vir jou genoeg. Hou dit vas. Mag die Here ook vir u help om daardie genade toe te eien op 'n daaglikse basis. En dan ek moet voluit op God vertrou in my lewe. Ek moet nie so 'n stukkie aan God vashou met alle eerlik gesê en so 'n stukkie aan die wêreld nie. Ek moet voluit aan God vashou en met sy genade ook die wêreld aan vashou. En dan soos Hebreërs vir ons leer, hardloop met die oog gefestig op Jesus. Die dinge is nie maklik nie. Want baie keer kom sit die wêreld op 'n mens se skouers. Kom maak dit jou tas vol. Kom maak dit vir jou mistroostig. En val nie dan die begin van die jaar, dan wonder mens baie keer wat lê voor. Ek weet nie wat vir u voor lê nie, en vir myself nie. Maar ons weet wie voor ons uitgaan in die nuwe jaar. En dit is die Here. En hy kom sê vanmôre vir u en vir my, kom ons reis lig. Kom ons pak die oorgewig uit. Amen. Ernst, ons gaan nou daar die lied sing asseblief. As 'n slotgebed. Lied 308, vers 1 tot 5. Ek ken dit baie goed. Dit is ons slotgebed wat ons elkeen gaan bid vir die Here. Neem my lewe asseblief, Here, in u hande. Kom by ek myself toe. Ons kan net so bly sit as ons dit bid en staan asseblief. Ons sing al 5 verse.
dierbare Here, soos wat ons sopas gesing het, wil ons vanmôre ook onsself aan U kom toewy, ons lewens in U hande kom plaas, Here, en veral Here, waar ons ook vanmôre bewus word daarvan, dat ons soms so oorvol oorgewig bagasie saamdra. Ons wil dit vir U kom gee, Here, en bid, help ons, Here, om daarvan ontslae te raak, om dit op te los, om dit in U naam uit te sorteer, dat ons ligter kan reis deur die wêreld. Want Here, ons weet U is in beheer van hierdie wêreld, U is in beheer van alles wat in die wêreld gebeur, maar Here, ons is bewus daarvan dat daar so baie menslike dinge is wat die wêreld stikkend maak. Ja, Here, oorloë, geweld en allerhande dinge wat in die wêreld gebeur. En ons bid, Here, vanmôre diep uit ons harte uit, dat U ook ons wêreld ligter sal maak. Ja, Here, ons bid vir vrede, waar daar onvrede is. Ons bid, Here, vir rustigheid, waar daar onrustigheid is. Ons bid, Here, vir vreugde, waar daar hartseer is. Ons bid, Here, dat U vir mense wat met fisiese laste loop, gesondheid, dat U daar ook 'n pad saam sal loop en sal voorsien wat nodig is. Maar ons wil vanmôre, Here, so tot U bid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Goed, ons nou geleentheid om met die Here te dien met ons hier te gewapens. Jy weet, daar is ook 'n ander teksvers wat, laat ek amper sê, parallel loop
met dit wat ons vanmôre met mekaar gedeel het. En dit is Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Die versie sê nie dat ek ander se laste in my tas moet inpak nie, maar dit sê dat ek soms net 'n hand moet uitsteek en moet help dra, maar dit soms lyk asof iemand anders te swaar dra in die lewe. En ons het vanmôre in ons voorbidding deel daarvan gedoen, waar ons bid vir mekaar. En jy weet wat vir my opvallend is van hierdie gemeente, en ek het dit al opgetel geruime tyd al, dat julle bid op die naam ook vir mekaar. As dit nodig is, daar's 'n wetslyste en ons bid vir mekaar. Maar ek wil graag vanmôre vir iets ook vra wat vir my nogal belangrik is, dat 'n mens moet ook bid vir die mense rondom die gebedslys. Jy weet, baie mense staan rondom hierdie mense wat se name as 'n sieke aangedui word, wat ondersteuning moet gee, vir wie dit ook moeilik is, wat hulle ook vir hulle, dat ons vir hulle ook sal bid. En ek onthou jare terug, toe ek in Westville gemeente was, al Franse pa was saam met my, het ons een seun siek geword, hy het kanker gekry. En so het hy deur 'n lang proses geloop van behandeling, en Sondag by die kerk, dan staan ons buite op die stoep en tee drink, dan vra iemand vir my, hoe gaan dit met die seun, met sy behandeling? Dan sê ek, nee, want dit gaan maar swaar, maar ons gaan aan. Tot ek een Sondag vir 'n man so in die oë gekyk het, en dan weet was jou pa nie, maar dit was dalk een van die manne, ek sê vir hom, vra 'n bietjie, hoe gaan dit met my? Wat rondom daardie siekte moet staan, of met ons. Toe daai mense het ook ons gebede nodig. En u sal weet, u wat rondom sulke dinge staan en lewe, is nie altyd maklik nie. Maar kom ons bid ook so vir mekaar. Goed. Die slotsang is vanmôre 'n belydenis. Die Here is koning, hy is die rots, hy is die woord, hy is by die bruilofsmaal van die lam. Kan jy onthou so die terug toe ek die gepreek het jy hom lekker gesing, maar ek het vir u uitgedaag om dit beter te sing. Onthou jy dit? Ek het laasweek by Berea, daar op die tuinsing weer gepreek, en toe ek die aankondiging gemaak aan die einde, toe sê ek hulle, kom ons sing hom lekker. Maar ek het nou nie vir die opname saamgebring nie, want ek weet jy gaan het lekker sing. En ek het vir Ernst gevra om verskoning, ek gaan die video speel, en ons gaan het lekker staande sing, en ons sing het met oortuiging. Dis ons belydenis, dat ons lig kan reis in 'n stikkende wêreld. Kom ons staan as ons lekker sing. Ek sien my fees die glorie, en die almag van die Here, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof of prys hom, halleluja. Loof of prys hom, halleluja. Loof of prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. En die nou in ons loflied, hef je hande op na bo, blaas basyne staan op dromme en kom dans vir God se woord.
ek die klank 'n bietjie harder sit vir my asseblief net vir die volgende video. Jammer. Ek wil graag vir u vanmôre die seën toebid met 'n video wat u miskien ook goed ken en daarna gaan erns vir ons die amen speel daarna en ons gaan daarop amen sing omdat ons die seën van die Here ontvang. Ontvang nou die seën van die Here ook met hierdie woorde. Wag net vir erns vir amen, dankie. Dankie, mooi loop, goed gaan met julle.